Wat 'n voorreg, Here, om vanmôre te kan sing, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Dankie vir die voorreg dat ons in die teenwoordigheid mag inkom. Heilige hande kan ophef om die naam van die koning van alle konings groot te kan maak. En Here, die bietjie wat ons weet van wat nog kom wanneer U bruid vat, daardie belewenis in die goddelike teenwoordigheid, sien ons na uit. Sien ons na uit, Here, om hierdie heiligheid wat ons besing te beleef. Om te staan in die teenwoordigheid van hierdie koning, wat sy koninkryk gelos het, diensknegt kom word het, maar dank God wat sy koningskap teruggevat het. Dat U ons kom haal, Here, en ek bid vanmôre dat die kosbare bloed van die lam ons was, reinig, heilig, dat ons U in alles sal verheerlik, sal vereer, maar dat ons ook een ding baie goed weet, die wat na U toe kom, moet glo dat U 'n beloner is van die wat U soek, Here. Ons gee aan U vanmôre al die lof, al die eer, al die aanbidding. En dankie vir die woord, dankie Heilige Gees, dat die salwing vanmôre elke juk breek. Vyand, ons was nooit onbekend met jou planne nie. Ons is vanmôre meer as oorwinnaars, deur Christus Jesus wat ons die krag gee. Heilige God, word verheerlik, my gebed in Jesus naam, dankie daarvoor. Amen. Glory. Amen. Ek wil vanmôre net eers begin vinnig met die gebeure voor ons by die woord van die Here uitkom. Groot nuus natuurlik in ons eie land is die Palestynë wat hier geland het Vrydag en natuurlik is daar 'n storie agter die storie en niemand het geweet hulle is hier nie en niemand weet hoe hulle hier gekom nie. Ek glo dit alles van ons regering, hulle weet nie hoe 40 miljoen van hulle hier gekom nie, maar op die einde van die dag, Ramaphosa het gister gesê, hy kon hulle nie wegwys nie, maar daar toe nog meer waarheid uitgekom, hulle het in 90 dae visa het hulle gekry voor hulle gekom het, so dit is beplan. Dit is deel van die skelmstreke. Al hoe meer leiers van die G20 onttrek, wat baie goed is. Iran gaan deur 'n gewellige droogte. Apple het 'n nuwe digitale stelsel bekendgestel, die digital beheerstelsel, en ja, ek sien die Abrahamic Accords van hierdie lande is besig om oral weg by mekaar te kom. Trump is besig om die ooreenkomste met al hierdie ouens te teken, so die einde en die tekens van die tye is hier. Is die wegraping nader? Baie nader, glo my. Ek en Dries het donderdag aand so 'n bietjie gepraat oor dieselfde onderwerp. Hy het na 'n ander ou geluister, ek het na 'n Hoed ou geluister. Ek dink Dries het van 'n Hoed ou geluister wat baie interessant is. Daarin is ek wil gou vir die uitlig Jesegiel 38. Nou die tema is daai finale deurtog deur die Jordaan. Ons is op pad na die finale deurtog toe, want die koms van die Here is so naby, so ons gaan nou as triomferende bruid deur die rivier moet gaan. Soos in die Bybelse tyd, daaroor wil ek praat, maar in Jesegiel 38, verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, rig jou aangesig teen Gog in die land Magog, die vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom en sê, so spreek die Here. Kyk, ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal.
En ek sal jou weglok en hakke in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leer, perde, ruiters, almal volkome toegerus, 'n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer. Perse, Kesiete, ons is nou by hulle, Piteers saam met hulle, almal met skild en helm, Gomer en al sy leers. Die huis van Togarma in die uithoeke van die noorde en al sy leers. Baie volke saam met jou. Hou jou reg en maak jou klaar, jy en al jou menigtes wat by jou vergader het, en wees vir hulle 'n leidsman. En baie dae sal jy bevel ontvang, na baie dae, ekskuus. Aan die einde van die jare sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer reggekom het. Wat versamel is uit baie volke, ons praat van die Jode, die Israeliete, op die berge van Israel wat gedurig deur as pynhoop daar gelê het. Ja, dit is uit die volke uitgebring en hulle woon almal in veiligheid. Dan sal jy optrek soos 'n onweer wat aankom. Jy sal wees soos 'n wolk om die land te oordek, jy en al jou leers en baie volke saam met jou. So sê die Here, in die dag sal daar gedagtes in jou hart opkom en jy sal 'n listige plan beraam en sê, ek sal optrek in die land wat oop lê, ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon, wat almal woon sonder muur en geen grendel of poorte het nie, om by te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die pynhope wat weer bewoon is, en teen 'n volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon. Israel, goed, Skeba en Dedan en die koopmans van Tarsis en al sy jong leeu sal vir jou sê, kom jy om by te maak, het jy jou menigte bymekaar laat kom om roof te rowe, om silwer en goud weg te dra, om vee en goed weg te neem, om 'n groot byt te maak. Nou wil ek hier net gou vashak. Ons luister, ek en Dries daaroor gepraat donderdag aand. Hy het 'n verskillende ou geluister. Ek luister na die ou sy van is Hoots. Hy sê 42 jaar het hy 'n studie van hierdie vers gemaak. En nou maak die Here dit vir hom oop. En die Heilige Gees sê vir hom, hierdie is nou besig om plaas te vind. So die kerktydvak, die wêreldvak, hardloop nou in Jesegiel 38 in. Maar nou is ons hier, want saam met hierdie vers, liefie, gaan ek jou rondvoeter as ek vir jou sê, net gou vir my gaan daarna Exodus 33 toe. Ek hoop ek het hom vir jou gegee. Kansel dat ek nie is baie goed. Exodus 33 vers 6. Ek wil net weer terugkom na hierdie een toe nou daar. Toe die kinders van Israel hulle self beroof van hulle versiersels van die berg Horeb af. Alright, nou kan ons teruggaan daar na die ander een, Jesegiel toe. Wat het gebeur? Hulle het die goue kalf gemaak, Moses het van die berg af gekom, Josua het gesê, waarmee is hierdie ouens besig? En toe moes hulle versiersels vat, hulle moes alles kom ingooi, moes dit smelt vir die goue kalf. Moses het al die goed gevat en die oorlewing sê nou, daai goud en silwer is begrawe. Interessant, as jy die ouens luister hoe hulle krap, sê hulle Jeremia het dit begrawe en die bevinding, die grootste moontlikheid is daardie goud en silwer het hulle gekry. Die Jode het dit gekry. Die wêreld weet dit nie, maar dit is daar. Nou kom hierdie vers 13 en hy sê Skeba en Dedan, die koopmanne van Tarse, al sy jong leeu's. Onthou dis al hierdie ouens van Saudi-Arabië, dis die jong leeu's. Dis die jong oosterse ouens wat nou opstaan en Trump is besig om 'n akkoord met hulle almal aan te gaan. En hulle kom nie net vir olie en vir gas nie, nee, hier sê hy baie duidelik vir ons, om silwer en goud weg te dra. Met ander woorde, wat al in Exodus 33 gebeur het, is besig om tevoorskyn te kom, en nou is die plan van hierdie ouens, om hierdie goed alles te gaan roof. Daai ou van Saudi-Arabië, die prins, gisteraand het hy in 'n onderhoud gesê, hy het nie 'n saak met Israel nie. Hy het 'n saak met die land. Wat in die land is, wat hulle het, wat hulle vir die wêreld, wat die wêreld wil hê, het Israel. Hier staan dit nou in vers 13. Daarom sê hy vers 14, profeteer o mense kind en sê aan Gog, so spreek die Here,
sal jy dit nie opmerk in die dag as my volk veilig woon nie. Maar nou gaan ons nader, ons gaan na Turkye toe, ons gaan na Saudi toe, ons gaan na Rusland toe, ons gaan definitief. China is ook in hierdie prentjie. Dan sal jy kom uit jou woonplek uit die agterhoeke van die noorde, jy en baie volke saam met jou, wat almal op perde ry, 'n groot menigte en 'n magtige leer, en jy sal optrek teen my volk Israel. God praat altyd, dit is sy volk, soos 'n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dag sal dit wees, dan sal ek, God, teen jou land, teen my land laat aankom, sodat die nasies my kan ken as ek my in jou, o Gog, voor hulle oë as die heilige laat ken. So sê die Here, is dit van wie ek in die voortyd gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, wat in die dae geprofeteer het, jarelang, dat ek teen jou teen hulle sal laat aankom, maar in die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here, sal my grimmigheid in my neus opkom. Goed, die toorn van God. Goed, wat moet gebeur? Die kerk moet weggevat word. Hierdie goeds besig om plaas te vind nou, daarin, rondom Israel, en onthou op hierdie stadium sit ons met 'n geval van Trumps, Putin steur hom glad nie meer aan Trump nie. Hy skiet nou, en hy spog met sy kernwapen. So, ouens, hierdie is net so 'n bietjie vir ons, vir 'n waarskuwing. Ek wil by die boodskap uitkom. Leef jy in die oorwinnende gees van God, wat jou deur hierdie rivier, wat voor ons lê, moet vat. Onthou die woord van die Here sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Geen? Ek sal geen onheil vrees nie. Geen. OK. Nou gaan ons na Josua toe. Josua 3. Hy kom daar in vers 1. Hy sê, daarop het Josua die môre vroeg klaar gemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sitem af weggetrek, en met die Jordaan aangekom en daar die nag oorgebly, voordat hulle deurgetrek het. En aan die einde van die 3 dae, het die opsigters die laar deurgegaan, en aan die volk bevel gegee, en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek, en agter hom aantrek. Die Heilige Gees, die woord van die Here, is besig om vir ons die tekens van die tye te gee. Ons is besig veronderstel om die tekens te sien, en te sê, yes, ons is bywoners, ons is op pad, ons gaan deur 'n moeilike tyd, ons gaan deur verdrukking, ons gaan deur swaar kry, ons gaan deur slag gaan, maar weet jy wat, jou oog is op Christus Jesus. Maar, laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees, kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Ouens, ons is op pad na die ewigheid toe, is 'n pad wat ons nog nooit geloop het nie. En ek dink as ek vanmôre geleentheid kan gee, wonder ek hoeveel van ons kan sê, Hemel, ons gaan deur moeilike tye. Ons gaan deur swaar tye. Dit lyk as niks uitwerk nie. Lyk of die Here nie meer sien nie. Lyk of die Here nie meer hoor nie. Hou moed. Verder. Het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders aan julle doen. God se huis is heiligmaking. OK, so jy wil saamgaan, heiligmaking. En Josua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op, trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem voor die volk uitgetrek. Daarop sê die Here vir Josua, God is 'n God van presisie. Vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. 2000 jaar terug, God sy gees uitgegee. Tonge van vuur, Pinkster het uitgebreek. God gaan dit vir sy kinders weer moet doen. Hoor julle wat ek sê? Ons gaan daai vuur weer moet kry. Ons gaan hierdie heilige vuur weer moet kry, dat ons kan opstaan. Want onthou, hy sê vir Josua, ek gaan vir jou wys ek is by jou. God gaan vanmôre, hy sê vir jou en vir my, ek is by jou, ek is met jou. Maar jy moet toelaat dat sy gees
dat jou gees die leiding vat. Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra en sê, net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, julle in die Jordaan bly staan. Ons het dit gesing. Geloof, geloof, geloof. Ons glo mos. So ouers, ons gaan in hierdie waters in, ons gaan in hierdie storms in, ons is besig om in te gaan, maar weet julle wat, ons kyk nie na dit nie. Hoekom was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het op die see? Ek het dit al gesê. Storm. Moenie na die storm kyk nie. Ons sing dit. God is in die storm. En dit wat hy vir ons wil leer. As jy in jou storm is, kyk nie na die storm nie, kyk na jou redder. Kyk na jou verlosser. Toe sê Josua aan die kinders van Israel, kom nader hierheen en luister na die woord van die Here julle God. Verder het Josua gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is en dat hy sekerlik die Kanaaniete en die Hetiete, die Hewiete, die Feresiete, die Girgasiete, die Amoriete, die Jebusiete, kan ek nog 'n paar noem, ek gaan nie, voor julle uit sal verdrywe. Wie doen die werk, ouens? God doen die werk. Hy verdryf die vyand uit. God gebruik altyd die minderheid om die meerderheid uit te klee. God werk so, want dis God se eer. Dis God wat in beheer is. Dis God wat die vegter, die boebaas vegter is. Kyk, die verbondsark van die Here, van die hele aarde. Die Here van die hele aarde. Die Here van die hele aarde. Trek voor julle uit. Uit die Jordaan in. Binne in die Jordaan in. Ek gaan saam met jou. Ek loop saam met jou. Ons gaan in hierdie storm, maar ek trek voor. Het jy gerusheid vanmôre? OK, klink so. OK, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes. Bly die water staan wat van die bokant afkom, dit het opgery soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê, en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn. Toe het die volk deurgetrek teenoor Jerigo. Waartoe is hulle op pad? Na die grootste obstakel, Jerigo. Wat het hulle gedoen? 7 dae geloop. Wat het hulle gedoen? Gehoorsaam. Wat het hulle gedoen? Geglo. Wat hulle gedoen het? Hulle kon niks meer doen nie, want God doen die werk. Hy sê, maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het onbeweeglik bly staan op die droë grond binne in die Jordaan. Ouens, stel jou voor, hier is hierdie berg water, skielik het hy gaan staan, en hierdie ouens staan. As hierdie ouens getwyfel het hierdie wal gaan breek, het hy gebreek. Maar het geweet, God sê daai water staan. En dis nie 'n bietjie water nie, is 'n magdom. En hulle staan, die woord van die Here sê, hulle het onbeweeglik bly staan op droë grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog die Jordaan volëindig het. Onbeweeglik. Kan ons dit gou toets vanmôre? Kom ons gaan staan vanmiddag hier langs die rivier hier onder. Hulle gaan blykbaar die sluise oopmaak. Julle weet wat gaan gebeur. As jy nou geloof het, dit gaan nie naby jou kom nie, wil ek gaan kyk of jy gaan staan by daai water. Selfe beginsel. Ek dink jy jou bene stomp hardloop. Ouens, ons moet hierdie geloof van God absoluut eer. Vers 15. Ekskuus, ek is klaar met hom, ek jammer. Josua 5, vers 1. En toe al die konings van die Amoriete wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van Kanaaniete wat by die see woon, hoor nou, die gerug, dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het. Hier gebeur 'n ding, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van God nie. Israel, jy, ek vanmôre. Raak die vyand bang
omdat hy hoor jy's kind van God? Is die kerk besig om wat te doen nou met ons optogte? Praat met my. Is dit 'n goeie ding? Skus, ek dink anders uit die boks uit. Plaas laat ons God vertrou vir wonders en tekens, dat ons kan demonstreer wie's die ware God. Nou loop ons in die straat en ons verdedig hom. Dis net iets wat ek vra. En dan word ons redelik uitgehaal, veral die wit pastore hoor ek, wat useless is, dis die woorde, wat nie saam gaan match nie. Ek het nie nodig om my God te verdedig nie, besef julle dit? Hy verdedig my. Hy veg vir my. Maar net iets om aan te dink. Josua 8, vers 18. En die Here het vir Josua gesê, steek die spies wat in jou hand is, na Ai toe uit. Want ek wil dit in jou hand gee. Dis 'n keuse. God gee vir jou en vir my ook die keuse. Ek wil dit in jou hand gee. Nou kom geloof en bereidwilligheid. Ek het die spies in my hand. God sê, wonderlik, jy staan met die spies. Steek hom uit. OK? En wat doen hy? Daarop steek Josua die spies wat in sy hand was na die stad uit. Met ander woorde, vyand, hier is hy. Ek het die swaard, ek het die woord van die Here. Ek het die volle wapenrusting aan. Ek is toegerus, maar in my regterhand het ek die swaard. Hoe oorwin ek en jy vandag die vyandsmagte? Deur die woord van ons getuienis en deur die bloed van die lam. En die woord van God, die swaard. Die Here sê, vat jou spies en steek hom uit. En toe hy dit doen, toe kom God in beweging. Want jy sien, God soek 'n aksie van sy kinders. God soek waar ek en jy ons geloof begin openbaar. En die oomblik jou geloof openbaar, sê God, nou kan ek werk. Hy kan nie werk waar daar ongeloof is nie. En Josua het sy hand by die uitgestrekte spies nie teruggetrek, voordat, baie belangrik, hy al die inwoners van Ai met die banvloek getref het nie. Ouens, ons praat van geestelike oorlogvoering, ons praat van oorwinning, daar's net een meneer, Ramirez sê dit, as jy nie oorlogvoering doen nie, het jy groot moeilikheid. Hy hou daai spies uit, hy het sy wapenrusting aan, hy trek dit nie uit as hy gaan shower nie, bang het gaan roes, hy het dit aan, en hy hou daai spies, maar is baie belangrik, totdat hy al die inwoners van Ai met die banvloek, met ander woorde, kinders, vrouens, diere, alles moes hulle doodmaak. In die geeswêreld moet jy elke demoniese mag uitklee. Uitklee, 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 uitklee. Jy kan hom nie toelaat nie, jy kan hom nie toelaat om terug te kom nie, jy kan hom nie toelaat om weer beheer te vat nie, jy kan nie, jy moet in jou bevryding bly. En jy moet in jou bevryding, moet jy gedurig deur, jy gaan veg, tot jy jou koppie neersit. Is dit lekker? Is lekker as die duiwel pak kry, maar is harde werk. Is harde werk. Ouens, maar dis alles die moeite werd. Alright, en dan sluit ek af. Josua 10. So het Josua dan die hele land verslaan. Die gebergte, die strydland, die laafveld, die hange met al hulle konings, sonder om iemand te laat oorbly wat vry geraak het. En alles wat asemhaal, het hy met die banvloek getref, soos die Here, die God van Israel, beveel het. Daar's nie 'n groot en 'n klein demonie. Daar's nie 'n groot en 'n klein sagte en harder sonde nie. Jy moet die vyand uitklee. Jy kan nie met hom compromise nie. Totdat die vyand uitgeklee is, dan kan ons mos sing, I went to the enemy's camp, I took back. Dan kan ons sing, Satan is under my feet.
Kinders van die Here, ons is besig om 'n laaste fase in te gaan. Ons is besig om deur hierdie laaste fase te gaan. En ons moet dit doen soos ons die voorbeeld uit die woord van die Here het. Niks gaan ons weerhou om die oorwinning te behaal nie. En Josua het hulle verslaan van Kades Barna af tot by, ken julle hierdie naam? Gaza. En die hele land Goshen tot by Gideon. En weet julle wat besig om te gebeur? Gaza is hulle besig om 'n 15-minute city alweer te bou. Daar is sprake van Amerika wil 'n 500 miljoen, nee ek jok, 500 biljoen vliegveld daarop sit. Totaal teen die woord. Hulle is veronderstel om nie meer te bestaan nie. En nou begin almal weer compromise. Sien julle wat gebeur? Compromise. Right. En al hierdie konings met hulle land het Josua in een slag geneem, omdat die Here, die God van Israel, vir Israel gestry het. God stry vanmôre vir jou. Ag, dis tragies. Hoe lank moet hy nog stry? Wat sê hy vir Petrus? Die duiwel het vurig begeer om jou te sif, maar ek het vir jou gebid. Ek en jy het vanmôre die Heilige Gees, ons het 'n voorspraak, ons het Christus die advokaat, ons het 'n God wat by jou beklei. En ek wil vanmôre vir jou sê, ons is nou klaar met die petty. Ons is nou klaar met hierdie ou, dit ontstel my en dat ontstel my en die en dit gaan nie oor jou nie. Gaan glad nie oor jou nie. Gaan om God te verheerlik. Alright? En as jy jou swaard, jou spies gaan uitsteek, sien God of jy gaan beklei. En of jy daai spies gaan laat sak. Kind van die Here, moenie moeg raak nie. Ons is so op die nippertjie om deur hierdie laaste dippie te gaan. Die wegraping is nader as wat ons besef. Glo my, baie beslis, baie naby. En kyk wat gebeur. Daarna het Josua en die hele Israel met hom saam na die laar van Gilgal teruggetrek. Die oorwinning is vanmôre in jou hand. Nie in God se nie. Joune, is jou keuse. En of jy vanmôre gaan besluit, weet jy, ek is nou flipping klaar met hierdie geite. En die goed wat my so aftrek, goed my so moeg maak, dan is jy op 'n goeie plek. God wil hê jy met jou swaard uitsteek. En sê, Here, ek is nou 'n bietjie klaar, dis tyd, trek die streep vir die duiwel, is klaar. Dis jou keuse vanmôre. Alright, kom ons bid saam. Vader, dankie vanmôre dat ons weet ons dien 'n amazing God. Ons het soveel verklaringe wat ons vanmôre kan doen, maar ons sal dit doen. Maar ek wil vanmôre bid vir elkeen wat hierdie woord hoor, dat hulle daai spies, soos 'n Josua, sal uitsteek na die vyand toe. En laat ons die woord van God na die vyand toe sal uitsteek en vir hom sê, is klaar. Ons gaan sien hoe God vir ons die oorwinning bring. Ons is op pad na die beloofde land toe. En die duiwel gaan alles in sy vermoë doen om u kinders moedeloos te maak. Om hulle magteloos te laat voel. Om te voel, maar Here, waar is u? Here, u weet van elke mens wat hier is, elkeen wat hier luister. Ek wil vanmôre bid dat ons fokus sal wegvat van onsself. Sal fokus op God. Want op die einde van die dag gaan dit, dat ons in u heerlike aangesig mag kyk. Dis daardie beloning, waarna ons almal uitsien vanmôre. En ek bid, Heilige Gees, kom net opnuut en mag ons elkeen u toelaat, om op te staan in ons, dat daai strome van lewende water, 'n fontein sal word in ons binneste.
'n fontein wat God altyd verheerlik, 'n fontein wat weet, ek is meer as oorwinnaar. Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Daar sal niks onmoontlik wees vir my nie. Omdat ek God gehoorsaam, omdat ek God ken en om my wee, omdat ek God vrees. Glory. Vader, en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, mag die Here jou seën, mag hy sy woord seën. Glory.